Ja, Here, U is die koning van ons harte, U is die koning van ons lewens. En ons kan nie sonder U lewe nie. Ons besef maar net, ons is so afhanklik van U. En mag vanaand geen uitsondering wees, o Heilige Gees, dat U sal kom en dat U ons sal kom vernuwe. Miskien is daar net 'n klein ietsie in my lewe wat U vanaand wil verander in elkeen van ons se lewens. Dan vra ons dat U dit sal kom doen. Asseblief ons Here, ons prys U naam. Ons dankie vir hierdie wonderlik, hierdie spesiale geleentheid wat ons het om verder te kan leer uit U woord uit. Maak dit vir ons prakties, maak dit vir ons verstaanbaar vanaand, Here, in Jesus naam. Amen. En almal sê ook, vanaand sê julle, ons is nou al amper op voornaamterme, né? Ek ken al 'n paar se name. Hoor hierso, het julle by daai 7 minute kon uitkom? Was dit goed vir julle gewees? Julle gemeente was die 3de op my, so julle die rostrum gehaal, so julle was die 3de op my lysie, want ek onderneem hom vir die volgende 14 dae, elke dag. Vir Andrei, wat my vriend is, maar behalwe dit vir die leierskap, en vir die gemeente te bid. En daar sekere aspekte wat ek vir die gemeente sal bid. So na 14 dae sal ek vir Andrei skakel en sê wat het ek beleef, maar dis nie belangrik wat ek beleef nie. Wat belangrik is dat die gebede opstyg na God toe, wat val in die bak vol wierook vir julle gemeente. En julle bid vir julle gemeente, maar ek bid van buite af vir die gemeente. Ek gaan ook vir my 65 intercessors wat nou vir my bid terwyl ek hier staan vanaand. 65 van hulle. Van hulle is op hulle knieë, wat nou 6 uur begin bid het. Want jy sien, as hulle nie op hulle knieë is nie, dan kan ek nie op my voete staan nie. So met julle toestemming gaan ek op my gebedsgroep vra dat hulle spesifiek vir julle as gemeente sal bid. Ons het gesing, ons spreek die naam van Jesus. So en toe ons dit sing, toe daar 3 dinge op my hart gekom, waarvoor ek vanaand Jesus wil uitspreek oor jou lewe, as jy gebed nodig het. As jy gebed nodig het vir jou gesin en jou familie, so iewers is daar in die gesin en die familie 'n los skroef, of ietsie wat vasgedraai moet word, of net so ietsiekie wat aangespreek moet word, of miskien iemand wat 'n werk moet kry, of 'n pyn tussen 'n ouer en 'n kind, of enigiets, binne 'n familieverband, 'n gesinsverband. Miskien verlang jy net na jou kind wat in Ierland sit. Dan wil ek graag die naam van Jesus oor jou uitspreek. Die tweede is, wat ons gesing het, hy sê, spreek die naam van Jesus uit oor siekte, 'n siektetoestand, en hy gebruik presies die woord daar, depressie. So as jy voel jy's jy's op 'n laagwatermerk in jou gees, en in jou gemoed, maak nie saak oor wat dit is nie, dan wil ek graag die naam van Jesus oor jou uitspreek, op daai gebied van jou lewe, en vir God vra, die Heilige Gees vra om genesing te bring vir jou op daardie gebied. Ek onthou dit soos gister. Ek sit een oggend in Moreletta, dit is 'n hele paar dae terug, in Benny Mostert preek. Hy sal nie omgee om dat ek dit vertel, in Benny Mostert preek, en hy sê hierdie selfde ding, hy sê, hy voel die mense wat depressie het, hulle moet nou hulle hande opsteek, en hy bid vir hulle. En 'n vroukie so neffens ons, steek 'n hand op, en ek sit maar net ek het hy geken nie, net my hand op haar skouer en bid. 2 maande daarna, sit ons weer op dieselfde plek, en sy sit weer daar. En voor die lofprysing begin, kom sy om, sy sê, Willem, jy wil nie weet nie, ek onthou jy daai dag jou hand op my skouer gesit, toe Benny gebid het vir ons, en ek wil net vir jou sê, ek is genees van my depressie. My gemoed het op 'n ander manier, het my gemoed na vore gekom, en ek het my medikasie begin los, en my medikus sê, bla 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 bla. So ek wil net sê, dis nie 'n fairy tale nie, dis nie 'n gimmick nie, dis nie om goed te klink nie. Dis om God te vertrou, om die Here, om hom te vertrou om te genees. So 1, vir jou gesin en familie. 2, vir 'n siektetoestand wat ons noem depressie. En 3, vir mense struggle by hulle werke.
Ek weet nie, miskien het jy 'n kontrak verloor, miskien bid jy vir ene om te kom, miskien is daar iets in jou kantoor wat vir jou nie lekker is nie, of miskien besef jy moet skuif, maar jy weet nie wanneer en hoe en waar nie. Miskien besef jy net die mense wat saam met jou in die kantoor werk, ken nie die Here nie, of. So as daar iets is in jou werk, wat jy voel aangespreek moet word. So as jy in een van die 3 kategorieë val, wil jy nie net vir my wys, dat ek kan sien, ek bid minstens vir mense wat, okay. So Here, U sien die behoeftes van U kinders. En ons wil die naam van Jesus oor U kinders uitspreek wat behoeftes het. Ons wil U naam uitspreek om genesing te bring. Ons wil U naam uitspreek oor families waar daar twis en rusie en pyn en seer is en verlange is. Ons wil U naam uitspreek by mense wat dit moeilik vind en stryd het by hulle werk. Want in U naam is daar krag, there is power in your name. Daar is krag, daar is genesing. U naam is immers bo elke ander naam. Heilige Gees, U ken nou elke hart, U ken elke behoefte. En kom spreek dit aan. Kom ontknoop die knope wat daar is, wat U kinders vashou en terughou. Ons nader nou tot God, en U beloof, U sal tot ons nader. Wees geneeskind van God en gaan in vrede. En gaan in vrede. Amen. Ons het nou gisteroggend begin met die feit dat ons moet aanhou bid, né? Onthou julle hom? Lukas 18, ons moet aanhou bid, ons moet voluit gaan, ons moet nie ophou nie, ensovoorts, okay? Dan het ons gisterand vir mekaar gesê, Elia, die krag van gebed wat daar in Elia is, en lyk vir my gebed werk, dis wat die Bybel sê, nie lyk vir my so nie, dit is verseker so. En ons het toe gesê, vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor die feit dat almal van ons is op een of ander manier, het ons stryd, is ek reg? Want ons leef in die bedeling, prys die Here, van die Heilige Gees, na die hemelvaart tot by die wederkoms. Okay? So ons dank die Here daarvoor. Want ons is nie alleen nie. Maar ons leef ook in die tyd waar die vyand rondloop soos 'n brullende leeu. So elkeen van ons is in 'n oorlog. Elkeen van ons is in 'n oorlog. In 'n geestelike oorlog. Iemand sê nou die dag vir my, regtig? Willem, bou jy nie ligkastele nie? Ek weet julle ouens wat so lank leer oor die Bybel, julle dink 'n klomp goed uit. Iemand sê nou die dag vir my, hoe minder ek van die duiwel af weet, hoe beter. Ek sê vir hom, wonderlik, is 'n waarheid, maar is 'n halwe waarheid. En die halwe waarheid is, ons kan nie die feit ignoreer dat hy bestaan nie. Ons kan dit nie wegpraat nie. Ons kan dit nie wegwens nie. Daar's 'n stryd tussen lig en duisternis, dis wat die Bybel sê. Daar's 'n stryd tussen lewe en dood. Ek bedoel, die vyand wil ons almal in die doderyk sien. Maar ons dankie vir die kruis. Ja, ons dankie vir die kruis. En onthou nou, hierdie geestelike oorlog gaan nie maar net verdwyn nie. Hy gaan nie maar net soos water in die sand weggaan nie. Nee, ek en jy as God se kinders is primêr sy teiken, en daar's nou een ou wat nie op pensioen gaan nie, en dis hy. Hy werk 25 uur uit die 24 uur. En waarmee is hy besig? Hy is besig om jou aan te val. In wat? Primêr. In jou gedagtes. En dan jou gedagtes beïnvloed jou emosies. So hy is besig om ons emosies ook aan te val. Miskien het jy
kwaad geword vandag, of gefrustreerd geword, of jy moed verloor, of jy het bang geword, jy het iets gehoor. Jy verstaan, is alles sy maniere om jou weg te trek van jou fokus op God. En hy het 'n klomp ander maniere ook. Jy sien, want hy's onsigbaar. Hy's knaand. Hy's onophoudelik. Jy sien, en hy wil jou vaspen, hy wil jou, jy weet, soos 'n duimspyk, hy wil jou vasdruk met woede, hy wil jou laat hoogmoedig word, kom van hom af. Hy's die een wat jou 'n swak selfbeeld wil gee. Nee, wat, jy is niks werd nie. Hy's die een wat vir jou sê, jy's 'n mislukking. Jy het nog niks reg gedoen nie. Kyk hoe lyk jy, kyk hoe lyk jou sonde, kyk hoe lyk jou verhouding met God, kyk hoe lyk jou verhouding met jou man en jou vrou. Dis hy wat dit doen. Dis hy wat verdeeldheid bring. Want jy sien, hy wil die eenheid breek. Want toe die eenheid gebreek is in die tuin, toe kom die sonde, toe het hy 'n voet in die deur. En natuurlik is hy die een wat jou wil laat vrees. En in hierdie proses, in hierdie geestelike stryd, moet ons paraat wees hoe om te veg, want waarteen veg ons? Ek bedoel, as ons nou 'n masjiengeweer het, wat skiet ons nou vanaand? Waar skiet ons? So, dis hoekom hy onsigbaar is. So, ons veg teen sonde. Kom ons gee hulle 'n bietjie name. Ons veg teen pornografie. Ek hoor is 'n geweldige krisis, het ek nou die dag gelees in 'n artikel in die Time. Maar ons veg ook teen vreemde gedagtes. Ons veg teen jaloesie. Ons veg teen selfsug. Ons veg teen ons eie egos. Die oormag is so groot en ons moet gewapen wees. Nou as ons gaan kyk na 2 Kronieke 20, dan gaan ons sien, jy kan die eerste enetjie opsit, 2 Kronieke, hou hom net daar. Ek wil net 2 minute gebruik om iets te verduidelik oor hierdie soldate wat gaan veg het, okay? So veral as jy 'n Romeinse soldaat was, dan het hulle vir jou uitgerus met wapens, okay? Soos toe ons in die weermag was. Jy het 'n staldak gekry, jy het 'n webbing gekry, jy het 'n geweer gekry, so jy's uitgerus, toegerus. As hierdie Romeinse soldaat veg, dan al kos dit sy lewe, hy moes fight. Nou, belangrik, as hy op sy pos gestaan, as hy nou wag gestaan het, en hy raak aan die slaap, of hy daag nie reg op vir sy wagstaan tyd nie, dan kon sy medesoldate, sy medemakkers, kon hom slaan, hulle kon hulle met klippe gooi, want hulle stel hulle lewe in gevaar. Dis 'n risiko vir 'n ou wat aan die slaap raak om op wag te staan, as die vyand naby is. Weet jy wat kon hulle nog doen? Hulle kon hulle salaris halveer, en hulle kon hulle voorregte verminder. So, hoor wat sê Paulus in die Nuwe Testament in Efesiërs 6. Hy sê, julle moet op julle pos bly staan, want julle is soldate in die weermag van God. Okay? Is julle by met die soldaat ding? So jy's 'n soldaat in God se weermag. Wat in hierdie stryd tussen lig en duisternis moet jy saam oorlog maak. Of wie gaan vir jou oorlog maak? Ja, ons gaan nie oorlog maak om net op ons lazy boys te sit nie. Maar ons gaan oorlog maak op ander maniere. Okay? Want God se wapens lyk anders as R1's en as masjiengewere. Josafat was minder bekend as Dawid. Hy was minder bekend as die rigters. Wie is nog 'n rigter? Gideon, okay? Hy was minder bekend as daai ouens. Minder bekend as Salomo, maar hy was 'n goeie strateeg. En hy kon 'n weermag goed lei, hy was 'n goeie vegter. En hier in 2 Kronieke 20 kom staan, is hy op een van die grootste krisisse van sy hele loopbaan kom hy te staan. En in vers 12 sê hy, ons God sal u hulle nie straf nie. Onthou, hy is nou in die geveg. Hy sien waarskynlik hierdie, onthou daai tyd het hulle nie van Rusland tot in die Oekraïne missiele gegooi nie. Daai tyd het hulle so geveg met mekaar in die slagveld. En dan sê hy vir hulle, want ons het nie krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek
te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Het jy al op so 'n plek gekom? jy weet nie wat om te doen nie. Jy weet, jy het 'n SARS-aanslag gekry, of jy het 3 maande in die py gekry, of jy jou werk verloor, of jy jou kontrak gekanselleer, of jy weet nie wat om te doen nie. Of jou kind het A, B en C. En hoor wat sê Josafat. So hierdie oormag was net te groot. Hy het gesien. Oh my word. Ons kan nie hierdie ouens wen nie. En hoor wat bid hierdie ou. 'n paar woorde, 2, 4, 6 woorde. Ons oë is op u gerig. Dit is sy hele gebed. Dan gaan hy verder. Die hele Juda en hulle afhanklikes, kinders, vrouens en kinders, het daar voor die Here gestaan. Okay? Toe kom die gees van die Here daar in die gemeente oor die Leviet, Jagasiel, seun van Sagaria, seun van Benanja, seun van Jeiel, seun van Matanja, uit die geslag van Asaf. Moet dit nie geringskat as iemand in die gemeente opstaan onder leiding van die Heilige Gees en 'n woord bring en die gemeente beleef, hierdie is van God. Moet dit nie geringskat nie. Jagasiel, hy was nie as die dominee nie. Okay, Josafat was die dominee. Maar hier kom hierdie Leviet. Ek weet nie wat het hy gespeel nie, gitaar of harp of iets, die Leviet. En hy staan op onder leiding van die Heilige Gees, vers 15. En hy sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, hy praat met die koning ook. So sê die Here vir julle, moenie vrees nie. Moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie. Want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Onthou nou die vyand kom nou aan. Trek hulle tegemoet. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jeriel woestyn uitloop. Ek het nou onmiddellik 'n prentjie gekry, want ek was nou al klomp kere daar in Egipte waar hierdie slagvelde plaasgevind het. Veral waar Moses hulle geveg het en Aaron en Hur sy hande in die lug moes hou. So dit lyk soos 'n woestyn, dit lyk soos die Karoo. En daar's nou 'n koppie, en nou het hulle vannag aan die ander kant die koppie geslaap, en ons het hierdie kant die koppie geslaap. So môre weet hulle, want hulle is verspieders, môre weet hulle gaan oor die koppie kom en dan moet hulle veg. So dis die groot menigte wat nou aankom. Nou praat hierdie man die aand seker in die bidhuur. Nou sê Jesagiel, sê toe nou vir hulle, moenie bang wees nie. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Nou vir ons westerse breine maak dit geen sin nie. En vir al die mense wat C-persoonlikhede het op die diskmodel, vir julle, jy's een van hulle wil alles in boksies sit. Dis die ingenieurs en die CA's en daai ouens. Hulle wil goed so sit, dit maak nie sin nie. Hulle is suurboompies, hulle wil vierkantig gesny word, okay? Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem. Moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. Okay, toe kry hulle die woord, né? So ek dink nie Josafat het daarna gepreek nie. Hoor wat het hy gedoen? Toe kniel Josafat en al die mense van Juda en Jerusalem het voor die Here gebuig, en in my skrip is hy in rooi getik. Gebuig en hom eer betoon in rooi getik. Nou dis wat hulle gedoen het. Daarna die Leviete van die Kehat en die Korag groepe opgestaan. Interessant, né, Liserie, het lyk of daar ook spanne was, né, van die Leviete. Want hy sê hierso, daar was van die Kehat groep, was daar 'n groep wat gespeel het, en daar was van die Korag groep. So want onthou, hulle het meeste van die tyd het hulle 24 uur worship gedoen in die tabernakel. Daarna die Leviete en die Here, die God van Israel, uit volle bors geprys.
Ek kry baie keer, word hierdie opgeneem of nie? Word het opgeneem? Okay. Alright, en uit volle bors geprys. Vers 20. Josef het hulle, is die volgende môre vroeg uit na die Tekoa woestyn toe. Terwyl die manne vertrek het Josef daar gestaan en hulle toegespreek. Luister na my Juda en inwoners van Jerusalem. Hoe was die eerste ding wat hy sê? Hy sê, stel julle vertroue in die Here julle God en julle sal vas staan. Stel julle vertroue in sy profete en dit sal goed gaan met julle. Josafat het met die volk oorleg gepleeg en toe, hoor wat doen hy toe? En toe sangers laat plek neem voor die gewapende manne. Julle, dit maak ook nie sin nie. Ekskuus vir julle gaan heel voorstaan. Hulle het vooruitgeloop in hulle gewyde klere. En die Here geloof met die woorde. Loof die Here, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ok, dis nou wat hulle gedoen. Nou trek hulle, né, die hele gemeente. Nou trek hulle op, voor is die sangers, en net agter hulle is die bidders, en dan kom die fighters. Vers 22. Juist toe, met ander woorde toe dit gebeur. Toe die sangers met lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk op die Ammoniete, die Moabiete en die mense van die Sirierberge wat teen Juda opgetrek het, en hulle het die een neerlaag na die ander gelei. Hulle het die een neerlaag na die ander gelei. Toe hulle wat begin doen het? Gaan aan? Gaan nog een aan, daar is net so. Toe hulle wat begin doen het? Toe hulle begin lofprys het en toe hulle begin bid het. En nou weet julle die res is geskiedenis. Dat Josafat het die veldslag gewen. En ek gaan net vir jou 'n mooi teks lees wat sê, hy het in jare nog het hy in vrede regeer. So kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n paar vrae vanaand. Hierdie oorlosie het vinniger geloop as wat hy moes. Alright, okay. Ek sal vinniger maak. So, kom ons kyk net na 'n paar vrae. Hoe lyk jou vyand? Want hoor nou wat sê Josafat. Hy sê, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is op u gerig. So Here, ons kyk na u vir hulp. Dis sy hele oorlogstrategie. So hierdie volk is in 'n dik krisis. En hulle is hulpeloos. Hulle is in 'n hoek vasgedruk. Die goed is te veel. En wat moet hulle nou doen? Hulle is rig teen die muur. Dit lyk nie of 'n uitkoms is nie. Miskien as jy nou in so 'n situasie, of miskien was jy in so 'n situasie, of miskien gaan jy een kom, dan weet jy wat om te doen. Hulle het geveg vir oorlewing. Jy sien, as die vyand kom, hoe lyk hy? As ons kyk na die sondeval, dan sien ons hy het in die paradys het hy ook hulle in hulle gedagtes begin. Dit was die eerste plek waar hy hulle aangeval het. Hy het gesê, luister, jy sal soos God word. Eet van die boom. Niks aan met jou gebeur nie. Hierso. Jy sal soos God word. So het hulle in gedagtes aangeval. In Genesis, dit het in Genesis 3 gebeur. In Genesis 4, toe kom die vyand, en hy raak sommer fisies. So, Kain maak vir Abel dood. So daar was 'n fisiese manifestasie van dit wat die vyand in Kain se kop gedoen het. So jy sien wat goed wat hy hierso plant begin groei later. Hoe begin 'n buiteegtelike verhouding? Hoe begin dit? Hierso. En later word dit hierso. En later maar begin nie. So jy moet hom nie jy moet hy saadjie water gee nie. Dus wees versigtig vir die goed wat die vyand aan jou kop kom plant wat nie van God af is nie. Dat jy hulle nie sal kos gee nie. So, in Genesis 4 Kain en Abel. So hy val fisies aan. As ons 'n entjie verder gaan, dan sien ons Job. Job het vreeslike negatiewe gebeurtenisse wat met hom gebeur het, wat hom ontstel het. Ek bedoel sy vriende, sy vrou is dood, hy het 9 kinders verloor. Hy het sy hele skaaptrop verloor, hy het al sy skatte verloor. So sien jy wat doen die vyand? Die vyand kom om met negatiewe dinge om jou te ontstel. En in 1 Samuel 28 kom hy en hy kom mislei vir Saul. Hy sê, nee man, gaan na die waarsegster toe.
As er niks met jou gebeur nie. Gaan voordat Samuel kom, dan is jy Samuel 1 voor. Hoe verlei hy hom? Wat sê die Bybel? Hy's 'n listige slang. Hy's 'n engel van die lig. So met ander woorde, hy's besig om daagliks, hy probeer vandag jou mislei. Ek kan jou waarborg. Jy moes vandag miskien jou gedagtes van iets af terugbring. Nou, waar kom my gedagte vandaan? Het kom van die vyand af. Hy wil jou nie by God hê nie. Daarom moet jy so intentioneel op God bly fokus, dat hy nie 'n kans sal hê om deur te kom en jou gedagtewêreld binne te dring nie. Jy sien, ek en jy wil nie deel van die statistiek wees nie. Ons wil hom nie net ignoreer nie. Ons gaan ook nie vlug vir hom nie. Maar ons gaan doen wat Josafat gedoen het. Daai was 'n gebed. Dis 'n gebed vir my. Dis 'n gebed vir my gesin. Dis 'n gebed vir my huis. Dis 'n gebed vir hierdie gemeente. Dis 'n gebed vir Suid-Afrika. Here, ons oë is op U gerig. So wat het hulle nog gedoen? Hulle het hulle vyand geken. Okay? 2, ek kan nie te lank daarop uitbrei nie, net terwille van die tyd. Volgende keer sal ons aangaan net met lig en duisternis. So die tweede vraag is, okay, hoe lyk jou geloof? Want jy sien, Josafat, hulle het nie 'n plan B gehad nie, hulle agendas was leeg. Ek dink hulle daai nag het hy in sy leierskap, het hulle bietjie gepraat, hoor jy so, okay, waar kom ons vandaan julle? Hoe het ons hier gekom? En weet julle wat het hulle mekaar mee bemoedig? Hulle het gesê, weet julle, oupa Moses het vir ons vertel, hy was op 'n kritieke punt in sy lewe. Ek het gisteraan net vir julle gesê, Eksodus 14 vers 14, en toe sit hy 'n staf op die water, en toe trek die water weg, en toe kon hulle deurtrek deur die see. Hoe het hy dit reg gekry? Sy oë was op God gerig, sy geloof was in God gewees. En ek onthou my oom het my vertel, dat hulle het 40 jaar in die woestyn rondgetrek. Nou waar het hulle kos gekry? En ek onthou, die tannie wat met my oom getroud was, sy het gesê, by Mara moes hulle bitterwater drink. Maar hulle het koeltebome gehad, om uit te span, by Rafidim. En as jy 2 van hierdie groot trokke, hierdie heel groot trokke, hierdie koeltrokke, jy weet, heel groot is, 2 van hulle rye sit vir 'n kilometer lank. Vir 'n kilometer lank. Hulle is vol kos gepak. Dis die kos wat hulle nodig gehad het vir 1 dag in die woestyn. Hulle het 40 beeste nodig gehad. Hulle het 40 ton hout nodig gehad. Hulle het 11.000 gallon water nodig gehad. In die woestyn, 40 jaar. Ek dink daai storie het hierdie leiers so bemoedig. As hulle kon glo, en as God het vir hulle gedoen het, en as hy elke dag is hulle by hulle tente oopgemaak en ons al vars brood, en dan bederf die Here hulle nog, as hy elke môre as hulle bietjie verder loop, dan kry hulle vars vleis. Hulle moes net gehoorsaam gewees het om Saterdag of Vrydag 2 keer op te tel. Dan moet hy dit vir ons ook kan doen. As hy dit vir hulle gedoen het, dan kan hy dit vir jou ook doen. Dis dieselfde God wat op die troon sit. Is dieselfde Heilige Gees wat op die water gesweef het in die paradys. Wat nou in jou is. Dan kan hy dit mos vir jou ook doen. Dan kan hy mos jou finansiële toestand verander. Come on. Dan kan hy mos jou huwelik red. Dan kan hy mos jou help om 'n invloed te hê by jou werk. Want hy is die God wat vir 40 jaar, en vragies, daai tannie het dieselfde ding gesê, wat die oom toe later bevestig het, hulle skoene het nie gesluit nie, hulle klere ook nie, hulle het 1 paar sandals gehad, that's it. Ek weet ek dramatiseer dit nou, om 'n punt te maak, om te sê, dis die God wat ons aanbid. Maar ons probleem is, na my opinie, een van ons probleme,
is ons verstaan nie wat is geloof nie. En dit is moeilik. Julle moet tog dit vir die gemeente verduidelik beter as ek. Dit is moeilik, want dit is abstrak. Toe daai klein laaitjie van my wat nou al 'n man is, Wiam. Nou hang ons gordyne op by die huis. Nou skat ek hy so 6 jaar oud. Nou kom ek nie by nie. Nou tel ek hom op. En ek laat hom op 'n leer staan en ek tel hom op en ek wys vir hom, okay, hang die goedjies aan. Maar nou sy handjies is nou so handjies is so, hy kan nie sien nie. Toe sy nou al moeg, toe sê papa, ek raak nou moeg. Toe sê ek vir hom, okay seun, los. Papa is hier so. Hy sê nee papa, ek kan nie. Ek kan nie los nie. Ek sê seun, luister nou. Hoor jy dis papa se stem? Hoor jy dis ek wat praat? Dis my hande is onder jou. Los net, papa sal jou vang. Hy sê papa, ek kan nie. Ek is te bang. Ek kan nie. En so het dit aangegaan, seker die 5de of die 6de keer, toe sê ek seun, papa beloof, jy ken my mos. Jy weet mos ek sal jou nie laat val nie. Jy weet hoe lief is ek vir jou. Los nou my seentjie. En toe hy los toe vang en kom en toe, papa, dankie. Mens sien, ons kry nie gelos nie. Ons sukkel met dit. Want geloof is moeilik. Maar ons het 'n God wat deur sy gees ons bystaan en ons help in ons geloof. Vat nou hierdie ding. Ons is nie in 'n survival mode, Ons behoort nie in 'n survival mode te wees nie. Ons behoort in 'n revival mode te wees. Maar die kerk oor die algemeen is meer in 'n survival mode. Hulle is soos die vorige aand wat Josef wat hulle gedoen het. Here, ons kan nie, ons is nou bang, ons wil nie, waar gaan ons geld kry? Ons wil nie airconditioners hê, die dak moet geverf word. In plaas daarvan om te sê die God van gister en eergister is die God van vandag en van môre. Hy is die God wat vir ons uitkoms gaan gee. Hoor wat het hulle gedoen? Hulle het erken dat hy die God is. En dit moet ons ook doen. Maar ons moet dit nie net doen met hierso nie, om te sê nie. Want dis wat ons baie keer doen is, ek beloof jou. Ons sê dit met die ding, maar ons bedoel dit nie met die ding nie. So ons moet dit met die hart bedoel. Andre het so 'n klein bietjie van my stryd beleef. Ek dink ek het so 'n bietjie met hom gedeel toe ek nou 'n geloofstree moet gee na 35 jaar in gestruktureerde bediening waar ek elke maand 'n salarischeck kry. Om te sê, okay Here, is reg. Dan is dit moeilik om God se stem te hoor. So ek erken dit, is nie maklik nie. Maar ek erken dat hy God is. Ek erken dat hy die pad oopgemaak het. Ek erken dat hy deur omstandighede gewys het. Ek erken dat hy broers en susters opgerig het wat vir ons 'n woord gegee het. Ek erken dat hy uit sy woord uit met ons gepraat het. En as jy 'n woord het, dan kan jy maar stap. Dan gaan die water oopgaan. En dis 18 maande na die tyd en hier sit nog steeds. Nog niks tekort gehad nie. So sien jy iets van geloof. Ek probeer iets van geloof demonstreer. Ons oë is op God gerig, want hy is die bron, ons erken dat dit hy is. Okay, ek moet vinniger gaan, nog eenetjie. Hoe lyk jou geloof? Hoe lyk God se antwoord? So wat het die Here toe nou vir hulle gesê? Die volk het nou gesê, okay Here, hier is ons. Praat met ons wil 'n antwoord hê. En in vers 15 bemoedig hy hulle. So die eerste woord wat jy neerskryf, wat het God gedoen vir hulle? Hy het hulle bemoedig. Hy het vir hulle gesê, moenie vrees nie. Deur sy kind Jasagiel. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Hoor wat het hy vir hulle gesê? Hy sê, ek sal julle antwoord. Ek sien julle raak. Ek hoor dat julle met my praat. Ek sal julle versterk. Vers 15. So wat sê hy vanaand vir jou? Al is jy in 'n groot krisis. Hy sê, ek is by jou. Hy sê, ek sien jou raak. Hy sê, ek het nie een gebed van jou gemis nie. Hy sê, ek het elke woord gehoor wat jy met my gepraat het. En wat sê hy vir jou vanaand?
Moenie bang wees nie. Nou het jy die keuse. Jy kan glo in die God wat 40 jaar vir hulle gesorg het in die woestyn. Of jy kan aangaan met jou eie agenda. That's the choice. Hy het 'n tweede ding wat hy gedoen het. Hy het hulle situasie verlig. Kyk, hulle het nou gedink die volgende dag is hulle moet optrek na die bloeiselpas toe. Hulle moet gaan fight, né? Dis mos hoe dit nou werk. Dit is soos 'n oorlog. Hoor hoe verlig hy hulle situasie in vers 15b. Hy sê, dis nie 'n saak vir julle nie, man. Dis nie worry nie. Hy sê, dis 'n saak vir God. Hoor hoe verlig hy hulle. Hy sê, al wat julle moet doen, is neem net posisie in. Maar dit is 'n ding wat ons mooi moet verstaan. Hoe neem 'n mens posisie in? Hoe neem 'n mens posisie in? Staan jy op jou knieë? Staan jy op die dak? Lig jy jou hande in die lug? Wat doen jy om posisie in te neem? Om posisie in te neem beteken, ek kruip weg in Christus. Dis 'n aksie. Dis nie net, ek neem 'n posisie in nie. Nee, posisie inneem is, ek kruip weg. Ek kruip weg by hom. Dit beteken, ek hou vas aan hom. As 'n kindjie by mamma, as 'n kind by ma in haar hande is 'n babietjie, dan hou hy babietjie vas. En die ma hou vas. Sy voel veilig by die ma. Hoor jy? Dis 'n aksie van ma se kant af om vas te hou en dis 'n aksie van die kind se kant af om by ma te wees. So om posisie in te neem beteken om agter Christus weg te kruip. Hy vat die pile van die vyand. Hy word raak geskiet by wyse van Spreuke. So eintlik wat hy vir hulle sê, hoor hierso, moenie rondhardloop nie, moenie nou jou eie ding wil doen nie, moenie nou gaan veg nie. Hy sê julle gaan nie 'n skoot skiet nie. Moenie nou bekommerd wees daaroor nie. Hy sê, wat beteken dit om agter hom te skuil? Om op hom te fokus. Om stok te neem van waar jy is, waar jy staan met hom. Eintlik sê daai teks in die Hebreëus om handdoek in te gooi en te sê, Here, ek gee oor aan U. Maar hoor nou wat het hulle gedoen? Dis nie net die paar ouderlinge en die paar diakens en die paar kerkraaslede wat bloeiselpas toe gestap het nie. Hy sê, die hele gemeente, korporatief. So dit sê vir ons iets. So onthou nou, ons is by die punt, gaan eenetjie terug asseblief. Eenetjie terug. Ons is by hierdie punt. Hoe lyk God se antwoord? So God bemoedig hulle, okay? Hy verlig hulle las. Moenie bekommerd wees nie, is 'n saak vir julle nie, is 'n saak vir my. En dan die derde ding wat hy doen is, hy sê die hele gemeente moet gaan. Julle moet by mekaar staan. Hy sê julle moet in eenheid by mekaar wees, korporatief. So belangrik dat daar eenheid in 'n gemeente moet wees. Ek onthou in 95. Ja. Toe die Here die gemeente besoek het waarin ek was met herlewing. Ek sê nou nog die sleutel of een van die sleutels was eenheid. Ek en my 2 kollegas was so. En die mense in die gemeente was so. Ons het ja, jy was daar. Ons was, vra hom na die tyd vir Rudy, ons was almal saam op pad na die bloeiselpas toe. Ons het almal saam agter Christus geskuil. Hy was ons fokus geweest. En die oomblik toe ander gemeentes ons beskuldig dat ons hulle lidmate vat. Die oomblik toe daar in die leierskapforum in die dorp onenigheid bestaan oor hierdie ouens wat so musiek maak en die mense stroom so intoe, jy moet 20 minute voor die tyd wees, anders kry jy nie geld nie. Toe stop die herlewing. Toe is die eenheid gebreek. Een perd sleep 4 ton. 2 perde sleep 22 ton. Hoeveel perde is hier so? 2, 4, 6, 8. 21. Nee, ek is klaar met julle. Ek kan gelukkig waai vanaand. Ek is klaar met julle. Dis 21 plus. Net vanaand. Sondagoggend was ons
221. So met ander woorde, die punt wat ek wil maak is, as almal gaan saamtrek in dieselfde rigting op pad Bloeiselpas toe, met hom gefokus, hy is die bron, skuil agter hom, bly by hom, doen wat hy vra, bly by sy beginsels, wees verlig, moenie self fight nie. Dan sê hy, ek sal aan hulle vreugde gee in my huis van gebed. Jesaja 56:7. Jesaja 56, sê ek sal vir hulle vreugde gee. So jy moet nou, of hierdie 2 Kronieke 20 uit die Bybel uitskeer, of jy moet dit glo. Okay. 2 Kronieke 20 sê nie, gaan sit op jou 3de of op jou 6de rugwervel nie, en niks doen nie. Dis nie wat hy sê nie. Om Bloeiselpas toe te gaan, beteken aksie. Om in Christus te wees, beteken aksie. Om by hom te skuil, beteken, ek moet alles wat ek in my het, moet ek gebruik om agter hom te bly. So dit beteken, ek moet hom innig ken. Dag vir dag, vir dag, vir dag. Laaste punt, hoe lyk jou reaksie? Ok, so 1, hoe lyk jou geloof? 2, wat is die antwoorde wat die Here vir hulle gegee het? En 3, ok, hoe het hulle nou gereageer? Wat het hulle nou gedoen in hierdie krisis? Want kyk, ek dink hulle was desperaat. Hulle sou alles verloor het. Want hoor wat sê Josafat, hierdie oormag is vir ons te groot. Die eerste ding wat hy doen is, vers 18, hy buig. Het my sekretaris dit opgesit? Gaan gou 'n bietjie aan? Is dit nie op nie? Ok, alright. So die eerste ding wat hulle doen is in vers 18. Hulle buig voor hom. Hy sê, en die hele volk het voor die Here gekniel en voor hom gebuig. Nou wat beteken dit? Het is moeilik om dit te verduidelik. Is soos 'n lemoen wat jy vat en dan druk jy, dan maak jy hom sag. So baie keer moet ons eers sag gemaak word, want ons is hard van nature. Van wie die ou mens in ons is ons hart. Dan maak hy ons sag. Okay, soos hy lemoene halftyd gemaak het, toe ons kinders was. Dan byt jy die puntjie af en dan suig jy hom. So, elke milliliter van die self moet uit ons kom. Dit is 'n lifetime proses. Om ontslae te raak van die self. Die slegste ou in Willem se lewe is Willem. Die badste ou is ek. Dis hierdie. Want jy weet, hy is soos 'n kakiebos. Ek het op 'n plaas groot geword. Jy maak hom nou dood. Jy bely hom nou. Here, ek is jammer, ek het gedink ek is beter as daai ou, of Here, ek het wat ook al. 2 dae daarna, of 2 ure daarna, hoep, dan hy kakiebos weer gegroei, dan is hy weer daar. So jy moet heeltyd bewus wees van die feit dat ons nederig moet wees. Daai buig in die Hebreëus sê, ek kniel, ek buig, ek sê, Here, ek kan nie, U kan. Mens kan tog nie buig in 'n oorlog nie. Ek bedoel, hoe kan jy op jou knieë skiet? Jy moet op jou voete staan. Maar die Bybel werk in opposites. Hy sê ons moet buig. Die tweede ding wat hy vir hulle sê, wat hulle moet doen, hulle reaksie, hulle loof en prys God. Vers 19, hy sê, hy het uit volle bors. Ek hou daarvan as julle sing, weet julle hoekom? Ek staan nie voor en hoor ek julle sing. In baie gemeentes. As ek hierdie gedeelte lees, en die Lewiete speel, hulle doen hulle bes. Sal ons net nou 'n lied kan sing wat ons uit volle bors uitsing, asseblief. Uit volle bors, dis wat hulle gedoen het. So hulle het nie gewaarig of hulle vals sing, hulle het nie gewaarig of hulle basse of tenore of tegore is nie. Hulle het alles wat, want die fokus was daar. Fokus was op God gewees. Dis soos Paulus en Silas in die tronk in Handelinge 16. Hulle het gesing. Ek het nou 'n nice storie, maar nou is my tyd is nou klaar om. Moet ek die storie vertel? Ok. Julle soek die storie. Is 'n ware verhaal wat een van my mentors vir my vertel het. In een van die Afrika lande was daar een van die sendelinge wat gevange geneem is. Maar hy's per ongeluk is hy onskuldig gevange geneem. Maar ek bedoel, hy's toe nou in die tronk. En hy is nou verhoor afwagtend.
Nou is die eerste aand in die sel baie ongemaklik. Hulle sê, dit is so klein selletjie, wat daar 40 of 50 mense in is. Hulle sê, jy kan nie, almal kan nie lê nie, so party lê en party staan. Nou party staan vir 6 ure, as die ander ou slaap. Hy sê, dis onmoontlik later. Hy sê, en toe hier so 12 uur, toe begin die manne nou skaaf aan mekaar, jy weet, ek bedoel, dis warm en hy sê, elke lied wat hy kan onthou, begin hy sing. Hy sê tussen daai liedere, hierdie koortjies, hy sê tussen die liedere, elke teks wat in sy hart is, sê hy op hard op. Hy sê, daar's so hier en daar iemand wat so saam neerie, wat al iewers dit in 'n kerk gehoor het. Hy sê, en party sal hier en daar sê weer vir ons daai teks. Hy sê, en 3 uur die oggend, 3 uur die oggend, dit was die eerste nag wat hy daar was, toe skree hy so hard as hy kan vir die bewaarder, asof die bewaarder dink hy sterf. Toe sê hy, meneer, asseblief, kom sluit net vir my hier oop. Hy sê, meneer, ek wil nie weghardloop nie, vat my net na die volgende sel toe, want almal wat in hierdie sel is, het hulle lewens met God reggemaak. Oor liedere en tekste uit die skrif uit. Die waarheid sal jou vrymaak. En die woord is die waarheid. Wat het hulle gedoen? Wat gaan jy doen? Buig, ontledig jouself. Ek sê belangrik nie, jy's belangrik. As iemand jou op een wang slaan, draai die ander wang. As iemand vir jou vra, stap 'n myl saam met my, stap jy 2. As iemand jy hoor môre is siek, dan maak jy dubbel kos en jy vat vir hulle. As jy hoor dat iemand wat deur pyn gaan, dan stuur jy die SMS of die WhatsApp. Dit beteken vir hulle iets. So laat gebuig. Hoekom my hart nou breek is, ek het van 2 mense hierdie week gehoor, wat die nuus gekry dat hulle kanker het. Dis nie maklik nie. So my hart pyn nou vir hulle. Die Bybel sê, as een lid ly, ly die hele liggaam. Maar kom ons kyk wat het hulle gedoen. Hulle het gebuig voor God. 2, hulle het God geloof en geprys en aanbid. So is baie goed dat jy partykeer as ek af is, né? Dan ek het sekere liedere wat my opbou. Een van hulle is Roan Joss se lied van My Provider. Gaan luister 'n bietjie. Gaan Google My Provider. Oh my word. As voor ek moet gaan preek, dan sit ek daai ding kliphard, dan luister ek, dan sê Here asseblief, ek kan nie, ek voel gespanne, Here, ek weet nie wat om te sê nie. Maar Here, maak my vol. Hoor jy? Dis wat hulle gedoen het. Hulle het God geloof en geprys. En dan vers 20, hulle het hulle vertroue op God gestel. In die krisispunt van hulle lewe het hulle geleer om God te vertrou. Want jy sien, gebed bring reën, het ons gesê in Jakobus. Gebed bring herlewing, het ons gesê in Handelinge 2. Gebed beskerm, ons het gesê van Petrus in die tronk in Handelinge 12. Gebed bemagtig Jesus se disippels in Handelinge 4. Hy sê, daar's geen naam waardeur ons gered kan word as die naam van Jesus nie. Gebed het Silas en Paulus se lewens gered. Gebed maak siekes gesond. Waar 2 of 3 van julle in my naam by mekaar is, daar is ek by julle. So wat gaan jy doen? Jy gaan van vanaand af posisie inneem. Jy kan hierdie boodskap weer gaan kyk. Dat jy dit verstaan. Jy gaan posisie inneem agter Christus. Onthou die baba en die ma. Dis aksie. Dis nie net 'n lazy ding nie, dis aksie. Om hom te fokus volkome. Om na God toe te draai. Om hom ingrypend vas te hou en te aanbid. Want die vyand dink hy is in beheer. Hy kan nie jou gedagtes lees nie, onthou dit. 2 Korintiërs 12:5. Hy kan nie jou gedagtes lees nie. Maar God kan in jou gedagtewêreld inspreek. Hy weet alles. Okay? Maar die duiwel reageer wanneer jy hom toestemming gee. So sê nou maar, hy sê vir my, hoor jy so sê iets vir Liserie oor Andrei, wat Andrei in 'n slegte lig stel. Okay, van waar af is daai, maar is 'n feit, jy weet, ek dink is 'n feit. So van waar af is daai gedagte? Van God af of van die vyand af? Is van die vyand af, né? Okay, nou bly ek stil. Nou sê ek vir Liserie, eer Andrei is so nice ou. Weet jy wat? Tadadadadada. Dan wonder die duiwel, ek gaan hom nie op daai gebied vang nie. Nou kom ek by Liserie en ek sê, hoor jy so Andrei?
dan sien die vyand, dis soos 'n professor wat jou vasvra in 'n eksamenvraestel, en as jy jou vasgevra, dan vra hy al om daai kolletjie. Soos hy sien jy daar 'n swak plek, dan gebruik hy dit. Moet hom nie reggee nie. Die Bybel sê dit in Efesiërs 4 vers 30. Moenie die vyand 'n vatkans gee nie. Right, ek sluit af. Vers 30 sê, die heerskappy van Josafat het rustig voortgegaan en sy God het hom na alle kante toe rus gegee. Hy het nie weggehardloop vir sy probleem nie. Okay? Hy het sy probleem in die oë gekyk, maar hy het na God toe gegaan, hy het sy strategie gekanselleer om te gaan veg, hy het in God gekom en die oorwinning is behaal. Alexander die Grote was een van die beter generaals, wat amper elke veldslag het hy gewen. En eendag, is 'n ware verhaal, eendag, toe trek hulle baie swaar. Toe sê Alexander, roep vir my een van die generaals, ek wil hom sien. Hy kom daar in, en hy staan by die punt van die lang gang, en hy sê, wie is jy? Hy sê, Alexander, my lord. Toe weet Alexander nie, dis een van sy generaals, wie sy naam ook Alexander is nie. Alexander, my lord. Hy sê, okay, wat gaan daar aan? En hy vertel vir hulle, hy vertel toe nou vir Alexander wat daar aangaan. En Alexander sê vir hom, gaan terug. Gaan verander jou strategie, of verander jou naam. Christen, kind van God. Gaan verander jou strategie volgens 2 Kronieke 20. Want jy dra die naam van Christus. Jy sê jy's 'n Christen. Gaan doen wat die volk gedoen het in 2 Kronieke 20. Christus het op die podium gestaan. Hy het klaar betaal. Hy podium noem ons Golgotha. Hy het klaar betaal. Die oorwinning is finaal. Die oorlog is eintlik verby. Ons is net op die stuiptrek en die vyand swaai so nou en dan sy stert en dan klap hy ons raak. Maar ons oorwinning lê in hom. Here, ons dankie vir u woord. U woord is so kosbaar. Ai, Here. Sal U ons help om iets te verstaan hiervan? Sal U my help om iets te verstaan wat beteken dit om weg te kruip in Christus? Om aan U vas te hou met my hele lewe. En om release te word dat ek nie meer bekommerd sal wees nie, dat ek nie meer sal vrees nie. Maar dat ek my vertroue op U sal stel. Dat ek diep sal buig in afhanklikheid en in nederigheid. En dat ek met alles wat ek het, sal vashou. Aan die een wat die oorwinning behaal het en wat die nommer 1 posisie op die rostrum inneem. Ichthus, Jesus Christus die Seun van die lewende God. Ek beleef tog dat die Gees my dring om vir jou te vra. Dis my begeerte om posisie in te neem. Ek weet nog nie presies hoe altyd nie, weet ook nie presies altyd wat nie, maar ek het die basiese beginsels om aan Christus vas te hou. As jy saam met my daai posisie wil inneem, korporatief as gemeente, dan wil ek graag hê jy moet opstaan vanaand. Maar jy staan op om te sê, Here, ek is bereid. Jy staan nie op om te sê, ek het al alles nie. Jy staan nie op om te sê, ek gaan nooit meer bang wees nie, ek gaan nooit meer dit nie, ek gaan nooit meer. Jy staan op om te sê, Here, ek is bereid om posisie, om saam met die gemeente in die bloeiselpas af te stap. Al lyk die oor maar groot. En as die leiers is van die gemeente, wil ek hulle moet eers opstaan. Al die leiers, ek weet nie hoe noem mense dit, die kerkraad, al die leiers van die gemeente. Is die klein groep leiers. Dankie Eman. Is die klein groep leiers opstaan.
Julle is deel van die mense wat voorstap en wat hierdie mense lei na die bloeiselpas toe. Vertrou die profete. Julle leviete staan in elk geval. Julle is deel van die korporatiewe gemeenskap om die gemeente te lei, sodat hulle uit volle bors kan sing en God kan aanbid. En as jy as gemeente lid vanaand wil sê, Here, ek verbind my ook self om by U te skuil. Sal jy opstaan? Sal jy dit wys vir hom? Sê, Here, ek wil graag. Ek sukkel nog, Here. Ek is nou nie 'n Gasaliel nie, maar ek wil graag. Dis my begeerte dat U sal kom en sonder dat ons 'n skoot skiet, dat U by wyse van spreuke, dat U hierdie oorlog vir ons sal wen. Jy's 'n geseënde van die Here. Jy's 'n soldaat vir Christus. Soldate lê hulle lewe af. Hierdie gemeente is op die punt van 'n deurbraak. Van 'n reuse deurbraak. Ek praat van 'n geestelike deurbraak. En mag God iets gedoen het in hierdie dae en in die dae wat kom, om 'n klein stroompie te laat vloei, wat groot word, wat 'n rivier word. Wat mense sal saamvat in die stroom van God in, van God se gees. En die teks wat ek vanmiddag in my gebedstyd vir julle gekry het, was 2 Timoteus 4. 2 Timoteus 4. Vers 2 tot 4. Hou daarmee vol, verkondig die woord. Hou daarmee vol, weerlê, bestraf, deur met bemoediging op te tree. Hou aan. Stap voor. Stap agter Christus aan. Skuil by hom. En het niks te vrees nie. Ek spreek Psalm 21 oor jou as gemeentelid uit en oor die hele gemeente. Dat julle sal staan by 'n rivier. Dat julle voete in die water sal staan. Dat julle wortels in die water van die Gees sal staan. Sodat die vrug groot sal wees. Dat daar vir elke maand van die jaar sal daar vrug wees in hierdie gemeente. Julle sal skuil in die koelte van die Almagtige. En julle sal nie sit in die kringe van spotters nie. Dis God se woord. Vader, ek wil U net kom eer vanaand vir die tyd wat Willem saam met ons kom spandeer het hier in Ermelo. Vir dat hy bereid was om alles agter te los. En toe U hom gestuur het, die woord te kom bring wat U op sy hart gelê het. Ons vertrou U, Here, daarvoor dat U in sy en Marisa se lewe sal voorsien. Here, dat U hom na elke plek toe wat U hom roep en na elke plek toe wat U hom stuur, dat U die woord sal gee wat vir daai gemeente of daai gemeenskap bedoel is. Dankie vir wat U vir ons kom gee het. Here, en dankie dat ons weet. Ons is tot alles in staat. Deur Christus wat vir ons krag gee. Ons weet dat ons gebede 'n kragtige uitwerking het. Omdat U ons God en ons koning is. En U ken ons elkeen, Here. Ons eer U, Here, vir wat U in ons midde kom doen het. Ons eer U vir vanaand. En ek bid U seën af op elkeen wat hier staan, maar ook op Willem en op sy vrou en hulle huwelik en op hulle gesin. En U weet dat een van sy kinders ook nou op pad is uit die land uit en dit vir hulle baie swaar is, maar Vader, ek weet dat hulle baie naby aan U beweeg. En ek bid, Here, dat U vir hulle in alles
dat U agter hulle sal wees en dat U vir hulle sal sê, dis hier waar julle links moet gaan en dis hier waar julle regs moet gaan. Dat hulle U stem altyd duidelik sal hoor. Ons eer U, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Gaan in vrede julle.